Ons is amptelik by die heel laaste ek is stelling. Ek het daarom geen sigte van verligting gehoor nie. So dit was nie so bad nie. Dis 'n baie bekende gedeelte. Ek dink amper dit is dalk die bekendste ek is stelling van Jesus, want baie van ons was al met hierdie Bybelteksgedeelte, was al met hierdie stuk in Johannes oor die vingers geslaan. Kom ons lees dit saam. Johannes 15 vers 1 tot 6. Jesus sê, ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Bly in my soos ek in julle, net soos die loot nie uit sy eie vrug dra, as dit nie aan die druiwestok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite gegooi en verdroog. Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en verbrand dit. Daar's nou al baie pastore wat hierdie teksgedeelte gebruik het as 'n sweep om vir die mense te sê, daai slegte gewoontetjies, die Here gaan kom en hy gaan sny en dit gaan seer wees en dit gaan nie lekker wees nie. Net so 'n voorsmaakie, dit is nie die preek vir vanoggend nie. Ons sien in die vorige hoofstuk, was dit die vorige ek is stelling van Jesus Christus. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Kyk, ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. En as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Hy gee vir die disippels hoop vir die toekoms. Hulle begin nou ongemaklike vrae vra, hulle begin nou ongemaklik voel, want Jesus begin nou vir hulle sê, maar hy gaan nie meer hier wees nie, hy gaan iewers heen gaan, hy het nou al gesê dat hy gaan doodgemaak word, so hier begin dinge nou nie vir hulle lekker voel nie, en met die vorige stelling gee Jesus vir hulle hoop vir die toekoms. En ons sien hoofstuk 14 van Johannes, sluit af met die woorde, kom ons gaan. Laat ons opstaan en vertrek. So ons sien die disippels is nou iewers heen op pad. Hulle is iewers heen op pad en die vraag wat ons vir onsself kan vra is waarheen is hulle op pad? Nou, ek het saam met 'n pastoor gewerk wat as hy reaksie uit die skoolkinders in die saal wou gekry het, dan het hy R50 nood saamgevat, dan sê hy, hierdie is nou 'n R50 vraag. Wie ook al hom reg antwoord, kry die R50 en baie keer moes hy hom net gee vir die een wat gewillig is om te antwoord. So as ek nou R50 gehad het, sou ek gesê, hierdie is 'n R50 vraag. Van hierdie vertrek af waar Jesus met hulle gepraat het, en hy sê vir hulle, kom ons gaan. Waarheen is hulle op pad? Is nie 'n strik vraag nie. Waarheen is hulle op pad? Vange Willeraai. Hulle is op pad na die tuin van Getsemane toe. En ons weet dit, want ons sien dat dit nie lank in die volgende hoofstuk nie, onthou Johannes 13, 14, 15, 16 is alles die mees gedetailleerdste stuk in die woord van God, want dit is omtrent 4 hoofstukke wat net oor 24 uur strek. Daai laaste dag van Jesus. So ons weet dat kort nadat hy dit gesê het, is hulle in die tuin. Hoe laat was dit? Kan julle raai? Of kom ons sê nie hoe laat is, want ek is ook nie seker hoe laat dit is nie, so julle kan dalk reg antwoord en ek gaan nie eens weet nie. Maar was dit dag of was dit nag? Dit was nag. Dit was donker. Want hierdie tyd staan bekend ook as die nag toe Jesus verraai was. En ons sien ook dat die disippels toe hulle in die tuin was, kon nie wakker bly nie, want hulle was moeg, dit was laat. Maar hierdie gesprek wat Jesus met hulle het, gebeur iewerste tussen die vertrek waar hulle nou net was en die tuin van Getsemane. Nou,
Ek weet nie wie van julle was almal in Israel al gewees nie. Ek persoonlik was nog nie. Dis een van my drome. Ek sal graag eendag wil gaan. Dis nie 'n skimp nie. Moenie worry nie. Ek weet God kan op sy manier. Maar iewerste in hierdie roete wat hulle gevat het, reken die slim teoloë, en ek sal dit graag self wil gaan toets, maar die slim mense reken dat iewerste in hierdie paadjie wat hulle gestap het, sou hulle verby die nuwe tempel geloop het, wat besig was om gebou te word. Maar onder andere was die deure van die tempel alreeds daar, en op die deure van hierdie tempel was daar 'n groot druiwestok ingegrafeer. Is dit 'n druiwestok? Wat noem mense die plant? Die Bybel sê 'n druiwestok, né? So 'n groot druiwestok op die deur ingegrafeer. En dan sien Jesus seker hierdie druiwestok en dan besluit hy, hierdie disippels het meer as net hoop vir die toekoms nodig. Hulle het hoop vir nou ook nodig. En dan begin die gesprek tussen Jesus en die disippels, en dan begin hy die woorde met ek is die egte druiwestok. Ander vertalings sou sê ek is die ware druiwestok. Nou, Jesus sê nie net sommer iets nie. Ek weet baie gesprekke, baie onder onsies, tussen my en Larusha begin, want ek het die geneigtheid om sommer net goed te sê. Ek dink gewoonlik dis snaaks en grapperig, sy doen nie. Maar Jesus sê nie net sommer iets nie. Hy's baie intentioneel met wat hy sê, want hy weet hierdie goed gaan opgeskryf word. Hy weet 2000 jaar later gaan ons hierdie goed lees en gaan ons dit nodig hê, want dit is hoe hy met ons praat. So wanneer Jesus sê, ek is die egte of die ware druiwestok, wat bedoel hy daarmee? Hoekom is dit nodig vir ons om te weet dat hy die ware druiwestok, met die klem op ware of egte dan nou? Sien, want Jesus weet wat vir hom wag. Hy weet dat binne 'n paar ure gaan die moeilikste tyd van sy lewe hier op aarde begin. En hy weet vir die disippels gaan dit ook moeilik wees. Hy weet hulle gaan ook vervolg word, want Jesus gaan skuldig bevind word en hulle gaan weet dat hy disippels gehad het. Ons sien dit in Petrus se reaksie. Hy skel die diensmeisie net sodat sy nie moet weet dat hy was 'n disipel nie. Die res kruip weg agter deure wat toegesluit is. Dis 'n moeilike tyd vir hulle. So onder andere, julle sal dit gaan lees, dink ek dit was moeilik vir hulle om te beleef hoe word hy gekruisig. Kan julle dit indink? Om te weet dit gebeur nou. Hulle sou verbied word uit die sinagoge uit. Hulle sou nie kon deel hê aan die Paasvieringe nie, wanneer dit gebeur oor Paasnaweek. Hulle sou vervolg word en hulle sou nie meer kon deelneem aan die Joodse geloof nie, want hulle weet nou klaar meer. En 'n mens sien amper hoe alles wat bekend was vir die disippels, alles wat vir hulle 'n bietjie berusting gegee het, alles wat hulle bietjie veilig laat voel het, in een oomblik weggevat was. Alles waarop hulle sou kon terugval, is weggevat. As hulle maar nou net kon aangaan, weet, Jesus was nou gekruisig, kom ons hoop maar, die Jode in die sinagoge aanvaar ons weer, maar nee, daai lewensverandering het klaar plaasgevind. So hulle het niks om op terug te val nie. Jesus weet dit gaan 'n moeilike tyd wees, en daar nou skielik nie meer 'n plan B is nie. So in plaas daarvan om vir hulle weer hoop te gee vir die toekoms, gee Jesus vir hulle hoop vir nou. Want die tyd wat voor lê, gaan regtig nie lekker wees nie. So wanneer Jesus sê, ek is die ware druiwestok, ek is die egte druiwestok, dan sê hy, al hierdie ander goed, waarop julle sou staat maak, hulle is nie waar of eg nie. Al hierdie plan B's en plan C's en plan D's en van ons trek al by VWX. Al hierdie ander planne wat jy het, gaan vir jou nou nie help nie. Want al word ek gekruisig, ek bly die ware
drywerstok. Ek bly die enigste een wat jou kan red. Hy sê, julle mag dalk nou dink om terug te gaan na die Joodse geloof toe. Julle mag dalk nou dink om terug te gaan sinagoge toe en te gaan sê, ons is so vreeslik jammer, ons het nie geweet hy is so verkeerd nie. Maar moenie dink daar's 'n ander uitweg nou nie. Moenie dink daar's 'n tweede opsie of 'n plan B nie. Moenie. Ek is die ware drywerstok, die egte drywerstok, die enigste plan wat jy het op hierdie oomblik. Ek is die enigste uitkoms, die enigste uitweg vir jou. En ons vind onsself baie keer in die plek van die disippels. Dalk nie so ernstig nie, ons word dalk nie vervolg nie. En ek persoonlik het nog niemand uit die kerk uit gegooi nie. So ek weet, julle is almal nog welkom hier. Maar daar gebeur ook goed in ons lewe waar ons voel, maar nou moet ek 'n plan B hê. Nou moet ek gou-gou iets doen, want dit lyk nie vir my asof die Here gaan deurkom nie. Dit het vir die disippels dieselfde gelyk. Onthou hulle die idee gehad van wie die Messias gaan wees. Hy gaan die een wees wat die Romeinse mag kom oorgooi. Hy gaan die koninkryk weer op aarde kom vestig. Hy gaan weer die koning wees wat Israel nodig gehad het, wat die Jode nodig gehad het. En dan word hy doodgemaak aan 'n kruis. So die wêreld val vir hulle in mekaar. En Jesus sê vir hulle, moet nie nou 'n plan B maak nie. Moenie nou terughardloop na iets anders toe nie. Moenie nou vir jou 'n ander uitkoms gaan soek of 'n ander uitweg of 'n ander plan nie. Ek bly die ware drywerstok. En wat hy sê is ek bly die een wat jou red. Nie die Joodse geloof nie. Nie die Fariseërs of die Sanhedrin nie, nie die sinagoge nie die mense wat nou gaan skree kruisig hom nie. Niemand van hulle anders te red behalwe ek nie. En dit vat ons in die volgende gedeelte in. Die volgende gedeelte van vers 1. As jy wag vir 'n punt 1 of 'n punt 2 of 'n punt 3, dit kom nie vanoggend nie. Ons gaan net kyk na wat hierdie teksgedeelte sê. Ons gaan net kyk na wat hy sê, so moenie dink ek is vir die volgende halfuur besig met my inleiding nie en moedeloos raak nie. Die inleiding is al verby, hoor? Die middel van vers 1 sê, en my Vader is die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Nou, ek het al baie pastore gehoor preek uit hierdie gedeelte uit, die vrees van die Here in mense ingepreek uit hierdie gedeelte uit. Want jy moet tog nie dooie takkies aan jou hê nie, die Here hy gaan vir jou uithaal, jy gaan weggesny word, en dan baie ander probeer dit nou makliker maak en sê, daai gedeeltes van jou wat die Here het nie, hy gaan jou lewe kom omruk en hy gaan dit kom afsny. Nou hierdie is hoegenaamd nie 'n preek waar ek sonde gaan goedkeur nie. Nooit ooit in my lewe sal ek dit doen nie. Maar as ou gaan kyk na wat hierdie teks eintlik sê, is dit nie wat Jesus kommunikeer nie. Kan jy indink, Jesus weet emosioneel waardeur gaan die disippels nou gaan. Hoekom sal hy vir hulle sê, hey, wees nou nog versigtig, jy mag dalk op jou plek ook verloor nie. Dis mos dan nou 'n bietjie wreed. Kom ons ontleed saam. Wat sê hierdie teksgedeelte? Vers 2 begin met elke loot wat aan my nie vrug dra nie, sny hy weg. Nou daai 3 woorde, sny hy weg, in die Grieks, die oorspronklike vertaling waarin die woord geskryf is. Daai 3 woordjies, is eintlik 1 woord. Die woord is airo. En airo het 4 betekenisse. Die eerste een, optel. Die tweede ene, oplig. Die derde ene, optrek. En die vierde een, wegneem. So 3 van die 4 betekenis van die woord wat daar gebruik word, is om te sê, ek vat jou uit een posisie uit, en ek tel jou op, ek trek jou op, ek lig jou op uit daai plek uit.
sodat jy nie meer daar is nie. En dan die vierde betekenis is nie wegsny nie, is wegneem, wegvat. Ek kan dink die mense wat vertaal het gedink, okay, maar hy praat nou van 'n druiwestok. Dis verstaanbaar om dit so te skryf, dis verstaanbaar om dit so in te neem, maar ek dink Jesus probeer dalk net iets anders te hier kommunikeer. Die idee is nie dat hy gaan sny of straf nie, die idee is dat hy gaan optel en wegvat. Dit gaan nie so seer om iets uit jou lewe uit weg te vat nie, maar dit gaan om jou uit 'n situasie uit te haal. Die teksgedeelte daar agter teen die muur sê dat wie die Seun waarlik vry gemaak het, is vry, is waarlik vry. Hy het jou vry gemaak. Jou nie losgesny nie. En ons is so bang om ten volle oor te gee aan Jesus. Ons is so bang om ten volle ons alles te gee, want ons het nou al 'n pastoor gehoor wat gepreek het en gesê het, as ek nou Jesus gaan begin volg, dan gaan hy begin sny in my lewe, en dit gaan nie lekker wees nie, en baie mense sit by die huise en wil nie kerk toe gaan nie, want ek sien nie nou kans vir daai gesnyery nie. Nee, dankie, nie vir my nie. En dis nie wat Jesus sê nie. Hy sê, ek haal jou uit daai situasie uit, ek gee jou die krag om op te staan, uit daai plek uit daai goed waarin jy vasgevang is, uit daai gewoontes uit, gee ek jou die krag, ek gee jou die krag om op te staan, ek haal jou daar uit, ek trek jou uit, ek lig jou uit, ek tel jou op, uit daai situasie uit. So die idee bly dieselfde. Die Here wil nie hê dat daai dooie takke aan ons moet vassit nie. Hy wil nie hê dit moet deel wees van ons lewe nie. Hy wil hê ons moet ontslaa raak van dit, maar die perspektief oor hoe dit gebeur, lyk dalk bietjie anderste. En dan die volgende gedeelte sê hy, maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon. Die idee van snoei wat hier ingebring word, is om aan te hou met die idee van die druiwestok. So, dis deel van dieselfde vergelyking, hy kommunikeer dit net verder, maar as jy gaan kyk, weer eens in die oorspronklike teks, kom die woord snoei nie eers voor nie. Dit word bygesit, ingesit. Die woord wat eintlik daar voorkom, is kathairoi, wat beteken reinig, skoonmaak. En ons lees dit daar, maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon. So snoei, nou daai is 'n moeilike woord. As ek nou sê sneeu, is dit, weet net waarvan ek praat, okay? Snoei is bygesit om die idee van die druiwestok verder te vat. In my voorbereiding het ek gelees oor hoe hulle na die wingerde sou omsien in daai tyd, die druiwestokke sou omsien. Nou, julle weet hoe lyk 'n druiwestok? Hy groei sulke lang lote, wat dan nou maar soms van die draadjie afval. En dan raak hy takkie swaar en dan begin hy hang. En nou hy maak nog steeds druiwe, maar nou gaan lê dit daar onder in die modder. En wat daai tuinier of landbouer dan nou sou doen, hy sou daai stokkie optel, die druiwe mooi skoon was en dit weer op die wingerd sit. Nie, jy wil mos nou hier groei. Lê dan nou maar daar as jy daar wil lê. Hy sou hom optel en daar gaan neersit. Verstaan julle hoe die teksgedeelte dan nou bietjie anders te sin maak? Sien, wanneer ons hierdie idees verstaan, wanneer ons die teksgedeelte heeltemal in sy volle betekenis raak sien, dan beteken dit iets anderste. Dan word hierdie teksgedeelte verander van iets wat vreesaanjaend is, na iets wat eintlik wonderlik is. Van iets wat ons bang maak, na iets wat ons bewoe maak, want die Here is so goed.
Dit verander van iets wat wil maak dat ons weghardloop, na iets wat ek na die Here toe wil hardloop. Want Here, ek het nodig dat U my optel. Ek het nodig dat U my skoon was. Ek het dit nodig nou, Here. As ons net moeite en tyd in ons Bybelstudie insit. As jy skepties is tot nou toe, is dit verstaanbaar. Ek self was skepties. Ek het agter my rekenaar gesit en met myself gestry. Dis 'n interessante gesprek. Kom ek lees vir julle 'n teksgedeelte, ook in Johannes 3 vers 17. Julle almal ken vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Vers 17 sê, God het immers nie sy seun gestuur, na die wêreld gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Jesus het nie gekom om te veroordeel nie. Hy het gekom om te verlos. Hy het nie gekom om te sny en af te kap en weg te gooi nie. Hy het gekom om vry te maak, op te tel en skoon te was. Dis hoekom hy gekom het. Nie gekom om jou af te kap nie, om jou uit te gooi nie. En die rede hoekom baie pastore die preek soos wat hy al in die verlede geklink het, is want dit is baie makliker om iets uit iemand uit te kry wanneer hulle bang is. Jy kry baie meer reg met vrees. Ek onthou as my pa vir my gesê het, gaan wag in die badkamer. Dis amper erger as die pak slaas self. Is daai wag in die badkamer. En dan soms vergeet hulle ook dat jy daar is. Dis hoekom baie van ons nou mense moet gaan sing en met mense moet praat en sukkel met, kan nie met dit toe deurslaap nie. Dis want jy kry soveel meer reg met vrees. Weet julle hoekom het so baie mense voor die 23ste en 24ste September hulle harte vir die Here gegee? Want hulle was bang hulle mis dit. Ja, dis funny, maar dis die waarheid. Uit vrees uit het ek nou gesê, okay, Here, ek wil dit dalk net nie mis nie. Hy sê baie goed wat waar klink en kom ek maak dit net gou-gou reg. Weet jy wat is die probleem met uit vrees uit na die Here toe? Met vrees dat ek dit dalk gaan verloor. Weet julle wat is die probleem met dit? Iewers te gaan die vrees weg. Iewers te kom jy by die 26ste September uit en die 27ste September en die 28ste en as jy weer kyk as jy in Oktober. En dan is die vrees daarmee heen. En weet jy wat is saam met die vrees uit? Jou verhouding met Jesus. So kom Jesus sê, ek werk nie met vrees nie, ek het nie gekom om te veroordeel nie. Die veroordeling kom nog aan die einde van Openbaring, die veroordeling kom, maar dit is nie nou nie. Ek het nie gekom om te veroordeel nie, ek het gekom om te verlos. Ek het gekom vir jou, drywe takkietjie, looitjie, wat in die modder lê. Ek het gekom om jou op te tel en jou skoon te was. Ek het gekom om jou uit daai situasie uit te haal, waarin jy vasgevang is. Dis hoekom ek gekom het. Ons is bang om na Jesus toe te gaan, want ons is bang, daar word afgesny, en daar word seer gemaak, en daar word losgekap. As ons die woord net kan lees, vir wat dit is. Vers 3 sê, julle is egter reeds skoon deur die woorde, wat ek vir julle gesê het. En Jesus gaan nou verder met hierdie vergelyking. Nou verduidelik hy vir my, hoe werk hierdie skoonmaakproses? As die looitjie nou opgetel is, hoe word daar skoon gemaak? En wat Jesus hier probeer sê is, ek sal die lote optel, en ek sal skoon maak deur die woorde wat ek vir hulle spreek, wat ek teenoor hulle spreek, sodat hulle vrug kan dra.
So hoe dra ek en jy dan meer vrug? Is dit deur snoei? Is dit deur sny? Of is dit deur die woord van God? Wat sê die teksgedeelte? Die teksgedeelte sê dit eenvoudig. Hy sê, julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Deur optel, deur skoon was. Deur getrou tyd in die woord te spandeer. Dis hoe ons skoon gewas word. Ek praat in die week met mense bietjie oor die doop. En ek kom al hoe meer en meer agter dat baie mense sien die doop ook nie altyd lekker reg nie. Die doop is 'n uitwaartse belydenis, 'n uitwaartse teken van 'n innerlike verandering. Die doop simboliseer dat jy dood gegaan het saam met Jesus Christus en opgestaan het as 'n nuwe mens. Die doop is nie 'n bad nie. Dis nie waar jy skoon gewas word nie. Dis waar jy simbolies vir die mense wys, ek is skoon gewas. Hoekom? Want ek het tyd in my woord spandeer. Jesus sê, julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek tot julle gespreek het. Spandeer tyd in sy woord, spandeer tyd in sy teenwoordigheid. As julle regtig tyd in julle Bybel spandeer, dan sal julle min of meer kan raai wat is die volgende vers in Psalm wat ons gaan lees, Psalm 119 vers 9. Hoe sal 'n jong mens sy lewenspad suiwer hou? Hoe sal iemand sy lewe hier op aarde skoon hou? Hoe sal iemand hier op aarde sy pad skoon hou? Wat sê die woord? Deur die woord. Dit is hoe jy seker maak dat jy skoon bly. Dit is hoe jy skoon gewas word, is deur die woord van God. Jesus is baie duidelik oor wat hy sê. Hy sê, ek is die ware of die egte druiwestok en julle is die lote. As julle onder is en as julle vuil is, sal my Vader julle optel en hy sal julle skoon was deur die woord. Hoe lyk dit? Dit lyk soos om nie woensdaagoggende of woensdaagaande bidure te mis nie. Dit lyk soos om nie selgroep byeenkomste te mis nie. Dit lyk soos om nie net sommer 'n Sondagoggend of 'n Sondagaand te skiep nie. Dit lyk soos tyd in my binnekamer maak saam met die woord van God. Want daar waar die woord verkondig word, daar waar die woord bespreek word, daar waar die woord van God oor gedink word, dis waar die skoonwas plaasvind. Die skoonwas vind nie plaas hoe langer en hoe harder ek myself straf nie. Want dit is nie straf en martel en seermaak wat skoon was nie, dis die woord. Vers 4 sê, bly in my soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra, as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite gegooi en verdroog. Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Jesus vat hierdie vergelyking van die druiwestok, van die boom en die loot, en hy vat dit nog 'n stap verder. En Jesus sê, wie in hom bly, nou hier kom die redelike slim ateïste en dan sê hulle, okay, maar nou is daar weerspreking. Jesus sê, jy word skoon gewas deur die woord, maar nou sê hy ook dat jy moet in hom bly. So wat is dit dan nou? Is dit hom of is dit die woord? Dis maklik. Hy is die woord. Hy sê dit oor en oor. Dis nie 'n weerspreking nie.
Hy praat iets wat die disippels al gehoor het. Hulle weet waarvan hy praat. Hy het al vir hulle gesê, hy is die woord van God. Johannes 1 vers 1 tot 3 sê, in die begin was die woord, en die woord was God, en die woord was by God. En in die begin was die woord by God. Hy is die woord. En dit is so eenvoudig, wat hy eintlik hier probeer sê, en ons almal verstaan dit, maar jy besef nog nie, jy verstaan dit nie. Kan ek jou help? As ek 'n appelboom by die huis het, of 'n narkieboom, wat ook al dan nou, maar die boom dra verskriklik baie appels, 'n magdom appels elke jaar. En ek is so trots op hierdie boom van my, wat so baie vrugte dra, so baie appels het, elke jaar. En ek wil nou hierdie preek kom preek, en ek wil vir julle kom verwys, hoe lyk 'n boom wat appels dra? En so net voordat die appels uitkom, net so voordat hulle begin mooi raak, breek ek daai tak af, en ek kom sit hom hier op die verhoog, en ek sê, julle moet hierdie tak dophou. Oor 2 weke, 3 weke, gaan julle al hierdie appels aan hierdie tak sien. Ja, julle gaan reageer soos wat julle nou reageer. Nee, is nie hoe dit werk nie. As ek die tak afbreek en ek los hom hier, wat gaan gebeur? Hy gaan doodgaan. Daar gaan nie meer lewe wees nie. Hy gaan nie dra soos wat hy sou gedra het as hy aan die boom geheg was nie. En dit is presies wat Jesus hier probeer kommunikeer. Hy sê julle moet deel word, julle moet deel bly van die druiwestok. Aanhou tyd spandeer in die woord. Ek weet nie of ek weer 'n preek moet preek van begin tyd in die woord spandeer nie. Ons het 'n klomp uitstekende beginners in die gemeente. Ons het 'n klomp uitstekende beginners in die kerk oor die algemeen. Man, jaar na jaar, Januarie na Januarie, trek ons almal weg met 'n spoed. Nou gaan ek begin. Ons weet hoe om te begin. Ons doen regtig, ons is goed daarin. Dis aanhou wat die probleem is. Want iewerste raak dit nie lekker nie. Iewerste raak dit moeilik, iewerste het ek het 'n lang dag by die werk gehad. Ag, kan ons nie môre nie. Dan het jy klaar fout gemaak. Koop die tyd uit. Maak dit maak dit die heel belangrikste hoogtepunt van jou dag, is om tyd in die woord van God te spandeer, om tyd by Jesus Christus te spandeer, om aan te hou tyd in die woord te spandeer. Dit is hoe jy deel van die druiwestok bly. Anders verloor ons plek aan die boom. En daai lewende, ek weet nie wat noem mense dit nie, daai, as ons nou dink aan 'n appelboom, daai lewegewende sap wat die boom maak om die tak aan die lewe te hou. Wanneer ek en jy nie tyd by Jesus Christus spandeer nie, wanneer ons wegbeweeg van hom af, wanneer ons nie tyd in die woord spandeer nie, dan verloor ons dit wat lewe gee. Amen. En die Here het bome eintlik so mooi gemaak. Wie van julle het 'n vrugteboom by die huis? Het hy al vrugte gedra? Hy moes al vrugte gedra het, anders gaan my volgende vergelyking nie sin maak nie. So sien een in jou gedagtes wat vrugte al gedra het. Het julle al gesien dat een van die takke afval en dan sommer net daar waar hy op die grond val, wortel skiet en weer begin vrug dra en weer begin groen word? Is dit hoe dit werk? Nee, werk nie so nie. Het jy al ooit gesien dat sommige van hierdie takke meer tyd en moeite insit om vrugte te dra? Het jy gesien dat daar's van die takke wat meer tyd aan die boom spandeer as ander takke? Nee, dis 'n eenvoudige antwoord, nee. Het jy gesien daar's van die takke wat regtig hard konsentreer om daai appeltjie te laat groei? Nee. Is daar van daai wat besluit het, okay, ek gaan vir elke blaartjie
Nee. Die tak hoef nie 'n plan te maak nie. Die tak hoef nie uit sy eie uit te probeer en te sê, okay, maar ek moet vrug dra en dan kan ek aan die boom gaan hang nie. Die tak hoef nie 'n plan te maak nie. Jy moet net tyd by die druiwestok spandeer. Jy moet net geheg bly aan hom. Soms, en ek wil dit vir julle verduidelik sodat julle verstaan. Soms sê die Here vir my goed en dan is dit 'n ongemaklike ding om te sê. En ek wil nie op enige iemand se tone trap vanoggend nie. So dis een van die goed wat ek gaan sê vir die fans. Nie die fans nie, die fans. Het julle geweet dat ooreet 'n sonde is? Het julle? En dan wil ons dit fix met 'n dieet. Spandeer tyd in die woord van God. My vrou is nou nie hier nie, maar ek wil haar getuienis deel. Sy het die gedeelte raak gelees in die woord van God. Hulle noem dit brassery. En sy het in daai oomblik besluit dat as sy nie honger is nie, gaan sy nie eet nie. Ek weet dit klink simpel. Ek weet dit klink snaaks. Maar dit is die tipe gehoorsaamheid wat God wil hê. Ek sit eendag by 'n woordskool in Parys. Ek het die klank gedoen. En ons het koffiestasies voor in die kerk gehad, so die mense het nou vir hulle kom koffie kry. En ek was op pad om vir my te gaan koffie kry. Ek was die straightforward, weet, 1 koffie, 2 melk, 2 suiker tipe ou. Die algemene. En op pad vorentoe met my koppie sê die Here vir my, hou op suiker drink. Kom nie uit my uit nie, ek hou van suiker. Ek sou nooit myself so dit aan myself gedoen het nie. Hoekom? Is nie lekker nie. En ek moes in daai oomblik besluit het, wat gaan ek doen? Gaan ek dit afskryf as nee man, dis net jou gedagtes? Of gaan ek luister na wat die woord van God sê? Want die woord van God verwag soms dat ons moet gehoorsaam wees op goed wat nie vir ons sin maak nie. Dit maak nie sin, ek drink mos net 2 suiker, dis nie asof ek 6 of 7 of 8 drink nie. Wat se skade gaan 2 doen? Ek weet nie wat se skade gaan 2 doen nie. Maar wil ek wag en uitvind? Of gaan ek net gehoorsaam wees? Dis die tipe goed wat 'n tak wat deel is, 'n loot wat deel is van die druiwestok. Dis die tipe goed wat 'n tak ontvang. Dis hierdie klein verstellingkies. Hulle noem dit fine tuning in jou lewe. Die Here sê vir jou, hey, ek wil nie hê jou tempel, jou liggaam hier op aarde moet agteruit gaan nie. So kyk na hom. Ek het nodig dat jy nog groter werke doen, en as ek wil hê jy moet groter werke doen, moet hierdie tempel van jou gesond wees. Daarom wil ek hê moet jy sekere veranderinge in jou lewe maak. Ek wil jou kan gebruik, maar kan jou net gebruik as jy leef. Bly geheg aan die druiwestok. Want dan gee hy vir jou daai klein verstellingkies vorentoe. En ek weet dit klink nie lekker nie. Ek weet dit klink moeilik. Maar die Here het 'n groter doel en 'n groter plan met wat hy sê. Ek gaan weer die teksgedeelte vir ons lees. En julle kan dit saam lees. Maar met dit wat julle weet nou, hoor hoe verander dit wat Jesus Christus probeer sê. En ek haal niks uit die woord van God uit nie. Ek voeg nie my eie opinies by nie. Ek ontleed net wat die woord self sê. Dit sê ek is die egte druiwestok.
en my Vader is die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Bly in my soos ek in julle bly. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra as dit nie aan die druiwestok bly nie. So julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot uitgegooi en verdroog. Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit brand. En daai laaste vers 6. Dis amper soos die spyker in die doodskus. Maar hier sê hy dan, as iemand nie in my bly nie, dan word hy uitgegooi en hy word verdroog en dit word bymekaar gemaak en in die vuur gegooi. Hy moet dan praat van die hel. En dalk doen hy, ek weet nie. Maar van wat ek in die vorige verse sien, wat Jesus hier probeer sê is, as jy nie in my bly nie, gaan jy nie vrug dra nie. As jy nie in my bly nie, gaan jou lewe opdroog en daar gaan nie meer lewe wees nie. As jy nie in my bly nie, gaan dit so droog word dat al wat eintlik gebeur is jy verbrand net jou eie lewe hier op aarde. Jy mors jou eie tyd. Dis amper dan nie eens vir jou die moeite werd om hier te wees nie. Dit droog op want daar's geen lewe wat in jou invloei nie. Bly in my sodat jy aanhou lewe kan hê, sodat jy vrug kan dra. Sodat jy meer vrug kan dra. So Jesus sê vir sy disippels, daar's hoop vir die toekoms. Maar daar's hoop vir nou ook. Dit gaan swaar raak. Dit gaan taaf raak. Openbaring praat daarvan en ons sien dit. Ons sien vervolging is om die draai, dit staan by die deur en klop. Dit gaan moeilik raak. Maar hy is die ware druiwestok. Moenie 'n plan B gaan maak nie. Bly in hom sodat jy ten spyte van jou omstandighede aanhou lewe kan hê. Die vraag wat ek by julle wil los vandag is, voel jy nou bietjie uitgedroog? Voel jy nou bietjie asof jy tyd weg van die druiwestok afspandeer het? Voel jy nou bietjie asof daar nie meer eintlik lewe in hierdie gebeendere is nie? Asof dit nou net bietjie swaar raak, bietjie moeilik raak? Voel jy nou al reeds moeg? Voel jy al reeds uitgeput, oorlaai? Voel jy verdruk of vervolg? Voel jy dat daar geen meer vrug eintlik is nie? Daar's niks in hierdie lewe wat ek meer kan geniet nie. Dan wil ek vir jou sê, dit is vir jou van kardinale belang om weer by die druiwestok uit te kom. Om weer tyd by Jesus te spandeer. Om weer tyd in sy teenwoordigheid te spandeer. Hy tel jou op. Hy lig jou op. Hy trek jou op. En hy was jou skoon, sodat daar weer vrug in jou lewe kan wees.